gedeelte van finansies is 'n regte gedeelte waar ons baie maklik gratis punte kan kry. Jy het net 4 formules wat hulle vir jou gee op jou formuleblad en dan die ander enetjie moet jy uit jou kop uit ken. So as ons gaan kyk na my formules, hierdie is wat hulle vir jou gee. So ek het my enkelvoudige rente, hier is die formule vir daai enetjie, ek het my saamgestelde rente, dit is sy formule, dan het ek my reglynige waardevermindering. So met die vermindering sal jy sien die formule het almal 'n minus binne-in, beteken my waarde word minder. So daar's 2 maniere. Een is reglynig of lineêr en die ander een is jou verminderde saldo metode. So hulle sal daarom vir jou sê met watse waarde hy verminder, of dit reglynig is en of dit op die verminderde saldo metode is. En dan die laaste enetjie gee hulle nie op jou formuleblad nie. Dis my nominale en effektiewe rente. So as jy gaan kyk na daai enetjie, jy ken hierdie formule uit jou kop uit. Dit sê vir my 1 plus I effektief is gelyk aan en dan in 'n hakkie 1 plus I nominaal op M tot die mag M. Okay, so wat hierdie alles beteken? Hierdie M en daai M moet dieselfde wees. Dit is verskriklik belangrik. So as hulle vir my sê dit is halfjaarliks saamgestel, dan sal hierdie wees, jy kyk na hoeveel halwe jare is daar in 'n jaar, dan sal dit 'n 2 en 'n 2 wees, dis nie 'n 6 en 'n 6 nie. En as ek byvoorbeeld vir jou sê maandeliks, dan sal dit 'n 12 en 'n 12 wees. So dit gaan maar net laat daai tweeetjies dieselfde moet wees. Okay. Right. Nou gaan kyk ons gou na so 'n paar voorbeelde oor hoe ons hierdie doen. Wat jy moet onthou met hierdie is om te sê my A is my eindbedrag, my P is my beginbedrag, my I is my rentekoers en dan N is my tydperk. Baie keer in graad 8 en 9 leer hulle jou dis die jare. In hierdie geval N staan eintlik vir my tydperk. So as ons gaan kyk na my saamgestelde rentes, is daar 4 verskillende maniere wat hulle dit vir jou gewoonlik vra. Die eerste een is, dit gaan nou alles oor hierdie, ons weet mos nou, dit is 1 plus I boop. So dit gaan alles oor hierdie getalletjie en daai getalletjie, okay? So ek het nou gesê die N staan vir my tydperk. So sê nou maar ek sê vir jou dit is maandeliks saamgestel. Maandeliks, kom ons vat elke keer is dit vir 5 jaar. Okay. So dit sê vir my maandeliks saamgestel, so ek sit hom dan op 'n 12 en dan 5 jaar beteken dit hierso bo gaan sê ek die 12 maal met 5. So my tydperk is 60 van daai maande. Okay. Right, sê nou maar ek sê vir jou dit is kwartaalliks saamgestel. Dan is dit 4 en dan my 4 en dan weer maal met my 5 vir 5 jaar. En dan as hulle vir my sê dit is jaarliks saamgestel, dis eintlik net 'n 1. Eintlik staan daar maar net 'n 1 maal 5, so jy hoef eintlik nie eers daai 1 te gaan wys nie. En dan die ander een is halfjaarliks. Halfjaarliks, dis 'n groot fout wat baie mense maak. Skryf hom asseblief vir my as 'n 2, dis nie 'n 6 nie. Dit gaan daaroor oor hoeveel halwe jare is daar in 1 jaar. Daar is 2 halwe jare, nie 6 halwe jare in 1 jaar nie. En dis hoe mens gaan werk met jou saamgestelde rentes. Okay, so kom ons kyk gaan na so 'n paar voorbeelde wat hulle in toetse vir julle vra. Okay, so kom ons gaan kyk gaan na ons eerste een. Hier sê hulle vir my, Mary se grootouers het R5000 in haar spaarrekening gedeponeer op die dag wat sy gebore is. Die rekening betaal rente teen 'n koers van 6.8% per jaar. Hier is die ding, kwartaalliks saamgestel. Die oomblik wat jy sien saamgestelde rente, dan gaan skryf ek my formule neer. 1 plus I tot die mag N. Okay, nou gaan dit met calculator werk wees. Dit is 'n baie eenvoudige sommetjie. Hulle sê vir my, daar is R5000 belê. Right, so dit is my beginbedrag, is die 5000. Dan is my 1 net 'n 1. Hulle gee vir my, wat is daai 6,8? Jy kan hom gaan sit as 6,8 en dan, ek hou daarvan om te sê 100 maal met. Of jy kan klaar gaan sê 6.8 gedeel deur 100. Jy kan dit ook so gaan doen, om dan te sê, jy gaan sit hom dan, ek gaan dit heeltyd op 2 verskillende maniere doen, laat julle die verskil kan sien. So jy kan hom gaan sit as 0,068 gedeel deur, en dan sê hulle vir my, dis kwartaalliks saamgestel, daarom kom daar 'n 4, en dan tot die mag, nou kan ek my 4 so lank daar gaan sit, maar ek kort my tydperk. En nou sê hulle net vir my, op haar 16de verjaarsdag, so met ander woorde, daar is sê nou maar sy verjaar die 1 April. Dis wanneer sy gebore is in die jaar 2000. So ek wil weet in die jaar 2016, weer die 1 April,
hoeveel geld gaan in haar rekening wees? So, hy loop uit rente vir 16 jaar. So, al wat jy gaan doen is jy vat daai 4 maal met 'n 16. Okay, want dit is die jaar. En onthou, hy moet daai 4 vir my gaan sit. En so jy gaan gooi hierdie dan in jou calculator in en al wat jy dan kry is 14706,5. Onthou, rond asseblief af tot 2 desimale, so R0,56. Alright, so dit was 'n decent belegging. Dit het begin met R5000 en sy het nou vir amper R15000. So, dis 'n goeie belegging daai. Alright, volgende enetjie. Hulle sê vir my, na 4 jaar was die waarde van 'n drukker die helfte van sy oorspronklike waarde. Bepaal die koers waarteen die waarde van die drukker oor hierdie tydperk afgeneem het. So afgeneem, dadelik weet ek gaan werk met een van my 2 verminderingsmetodes. Hier sê hulle vir my, die waardevermindering volgens 'n reglynige metode. Dadelik gaan skryf ek my formule neer, A is gelyk aan P in hakies 1 minus I maal met N. Dis wat daai formule vir my sê. Dis reglynig. So, my beginbedrag, kom ons kyk gou, ons weet nie actually wat dit was nie, hulle sê nie vir my wat dit was nie, maar ek weet, sê nou maar my beginbedrag was X gewees, want ek weet nie wat dit was nie. Hulle sê vir my, na 4 jaar was my eindbedrag die helfte daarvan, so die helfte van X. Okay? As jy nie met 'n breek wil werk nie, kon jy dit ook gevat het om te sê, my eindbedrag is X, so my beginbedrag is 2X. Okay, jy kan dit enige van die 2 maniere doen. Ek gaan dit op die eerste manier doen. Ons gaan by dieselfde antwoord uitkom. Dan wat ek gaan sê is 1 minus I, weet ek nie, ek wil dit moet nou gaan bereken. En dan my N sê hulle vir my na 4 jaar. So ek gaan sit hom in 'n hakie met 'n 4. Okay, nou kan, al wat ek nou gaan doen, hierdie gaan heeltyd dieselfde wees, dis hoekom ek gesê het, jy kan enige van die 2 metodes gebruik. Jou eerste stap met hierdie moet altyd vir my wees, gaan deel met my X. Vat hierdie X daai kant toe, want dan deel jy met 'n X. En dan wat jy gaan doen, dan gaan jy sien, my X'e gaan baie mooi uitkanselleer. So my vergelyking sê op hierdie stadium 'n half in hakkies 1 minus 4i. En oordat ek klaar gemaal het, kan ek mos nou maar eintlik my hakkies gaan uitvee. Okay, nou wat ek gaan doen is, ek gaan tik dit in my calculator in 'n half. Ek gaan hierdie 1 oorvat, so dan sê ek minus 1. So ek sê minus 'n half is gelyk aan minus 4i. Nou gaan deel ek met my minus, so my minus gaan weg. En dan om vir i alleen te kry, dan sê ek 'n half gedeel deur 4. Nou wil ek vir i alleen kry. So ek kry 1 op 8, of jy kan gaan sê 0,125 is gelyk aan i. Ek het letterlik het gaan sê die helfte gedeel deur 4. En dan, so my i is 0,125, maar onthou, om 'n persentasie te kry, moet jy dan altyd vir my gaan sê, gaan maal met 100, en dan skryf jy persent langs aan. So dan kry jy hom as 'n pragtige 12,5%, dit is my rentekoers. Alright, en wat is hom gedoen? Volgende een, so hulle sê John belê 'n sekere bedrag geld in 'n rekening wat rente betaal van 15% per jaar, maandeliks saamgestel. Bereken die jaarlikse effektiewe rentekoers van hierdie belegging. Okay, so wat jy nodig het om hier te weet, is om te sê, wel, hulle werk met effektiewe rentekoers. So, jy kan maar weet, ek het 'n simpel rympie wat ek onthou om te sê, as hulle nie vir my spesifiseer dis nominaal nie, jou normale rentekoers is altyd jou nominale rentekoers. So, hulle hoef nie eers vir jou te sê dis nominaal nie. Solank as wat hulle net praat van 'n rentekoers, weet jy dis nominaal. Die enigste keer wat jy moet weet wat dit is as hulle baie spesifiek vir jou sê, okay, hierdie is nou wel, dit is effektiewe rentekoers. So jy moet weet, ja, dan weet jy dit is effektief. Okay, so nou wat ek gaan doen is, ek gaan skryf my formule, wat vir my sê 1 plus i, effektief, onthou hulle gee nie vir jou hierdie formule op die formuleblad nie, jy moet hom uit jou kop uit ken. Is gelyk aan 'n hakkies, 1 plus i nominaal, bo op m, tot die mag m. Daar is my formule vir my nominale. Okay, nou wat jy gaan doen is, ons gaan kyk nou maar net, ons vul letterlik net in wat hulle vir my gee. So ek sê 1 plus my i effektief, ek weet nie wat's effektief nie, ek wil dit bereken, gee vir my 1 plus i nominaal, het hulle vir my gesê, dis 15 op 100, sien nou gaan ek hom so skryf, en dan sê hulle vir my maandeliks saamgestel. So dis nou hierdie m, is nou eintlik daai 12.
en dan weet ek moet dit sit tot die mag 12. Effektief en nominale rentekoers werk nie per jaar nie, dit gaan net, hierdie gaan wees jaarliks, halfjaarliks, maandeliks of kwartaalliks. Okay, dan gaan check jy dit in jou calculator in. Hierdie linkerkant skryf ek dan nou nog net dieselfde. Hierdie kant kom in my calculator in check, kry ek 1,16075. Ek skryf maar net alles neer. Ek het hierdie hele toetie net so gaan ingooi in my calculator in. En al wat jy nou doen vir my U effektief, is ek gaan vat net hierdie 1 oor. Dan sê ek maar net minus 1. So ek sê dit, minus 1, gee vir my 'n 0,16075. En dan, onthou asseblief, altyd vir 'n persentasie gaan maal met 100. So my effektief gee dan vir my, dit is nogal hoog, is 16,075, met ander woorde, 0,08%. En daar is my effektiewe rentekoers. Okay. Volgende een, hulle sê 'n Google Chromebook kos 14.500 en neem af teen 13% per jaar, jaarliks saamgestel op die verminderde saldo metode. Eerste ding wat ek gaan doen, verminderde saldo metode, ek gaan skryf my formule neer. 1 minus I tot die mag N. So dit is wat ek so lang weet. Okay. Nou sê dit vir my, right, 'n Google Chromebook kos 14.500. So originally het hy 14.500 af of gekos, dis wat sy oorspronklike prys. 1 minus my I is 13 op 100. Nou gaan ek hom weer so doen. En hulle sê dit is jaarliks saamgestel, so daarom is dit eintlik net met 1. So dis eintlik wat dit nice gaan maak. So hulle sê dan vir my, wat gaan sy prys wees na presies 5 jaar? So ek gaan sê 5 en dan tegnies sê jy nou gaan sê het maal met 1. Natuurlik is dit nie nodig nie, ek sê dit net vir jou daar dat jy kan sien waar dit vandaan kom. So ek wil my eindbedrag hê. Wat nou belangrik is, wanneer jy hierdie in jou calculator gaan intik, maak seker, as jy 'n bedrag kry van 20.000 sê nou maar, dan weet jy jy's verkeerd. Want hulle sê baie duidelik vir my, hy word minder, my waarde neem af. So as jy 'n bedrag kry wat hoër is as my oorspronklike een, met my verminderde metodes, dan weet jy mos dat jy verkeerd is. So al wat jy moet gaan doen, is jy gaan sit dit, jy gaan werk hom net uit en gaan toets hom net. En dan gaan gooi jy hierdie gedeelte in jou calculator in, dan kry ek my waarde vir A as 7.227,1, dis 033, so met 0,1 as jy na 2 desimale toe gaan. So daar is dit. So dan kan ek sien, my eindbedrag is 7.000 something, en ek het hom gekoop vir 14.500, so dit maak actually sin, hy het uit afgeneem. Okay, nou die volgende een. Hier sê hulle vir my, right, die aankoopprys van 'n motor 5 jaar gelede was R200.000. Die huidige boekwaarde van die motor is R85.000. Gebruik die verminderde saldo metode, dadelik gaan skryf ek my formule neer. Daar sê, dit is altyd jou beginpunt. Om die jaarlikse waardeverminderingskoers te bereken. Okay, so ons weet dat ten minste dit is per jaar. Okay. Wat hierdie nou is die moeilikste gedeelte hier is net om seker te maak wat is my beginbedrag en wat is my eindbedrag. En jy weet, met vermindering moet my beginbedrag moes nou aansienlik meer wees as my eindbedrag, of my eindbedrag moet minder wees, want my waarde het moes nou verminder. So, dis 'n vinnige manier om net te weet, my beginbedrag is altyd die groter enetjie, wanneer jy werk met vermindering, en my eindbedrag is 85.000. So ons werk om so half bietjie in reverse, om te sê, hy is oorspronklik gekoop vir 200.000 en hy is nou 85.000 rand, en ons moet sy I gaan uitwerk, en ons weet dit was vir 5 jaar, en dis dit. En is dit net 'n maklike sommetjie. So die eerste ding wat jy gaan doen wanneer jy hierdie gaan uitwerk, is jy gaan deel hom met 'n 200.000. So ek gaan sê 85.000 gedeel deur my 200.000. Ek check hierdie letterlik net so in my calculator in, en ek kry 'n 17 op 40, of jy kan met die desimale gaan werk, wat vir my sê 0,425. Dis presies dieselfde. Right, dan het ek nou hierdie as 'n 1 minus I tot die mag 5. Dan om ontslae te raak van daai I, ek kan nou nie net my 1 gaan oorvat nie, want hy is nog binne in 'n hakkie. So onthou julle daai met eksponente, jy gaan maal hom met sy resiprook. So
Ek gaan maal hom met sy resiprook. As jy weet hoe logaritmes werk, is jy welkom om dit so lank te gebruik. Ek gaan net dit doen, so ek sê letterlik net my answer wat ek in my calculator het, tot die mag 1 op 5, dan kry ek 'n 0,8427 is gelyk aan 1 minus I. Ek skryf net 4 desimale, wat ek nou neerskryf, maar ek hou heeltyd al die desimale op my calculator. Ek werk heeltyd net met my answer, my A en S. Dis al wat ek heeltyd mee werk, dan weet ek maak nie 'n afrondingsfout nie. Right, nou moet ek my 1 oorvat, so ek gaan sê letterlik dan net minus 1. Ek kry minus 0,15729 is gelyk aan minus I. En dan onthou julle, ek gaan deel nou met my minus. Lekker, lekker. En dan om my I te kry, altyd gaan maal ek dan met 100 en jy skryf persent by. So ek kry my I dan as 15,729%, en hulle sê vir my tot 2 desimale, so ek kry hom as 15,73%. En daar het ek hom gaan uitwerk. Alright, en dis hoe ons dit doen. Okay, nou sê hulle vir my, 'n bedrag geld is belê teen 'n koers van 8,5% per jaar kwartaalliks saamgestel. Wel, ek weet nie wat hierdie is nie. En eerstens, hulle sê bereken die effektiewe rentekoers per jaar van hierdie belegging. Right, nou gaan ons weer terug na dit. So, ons gaan 'n bedrag geld is belê teen 'n koers van soveel per jaar kwartaalliks saamgestel. So, my bedrag geld, eerstens, ons werk met effektiewe rentekoers, so ek gaan skryf my formule wat vir my sê 1 plus I effektief is gelyk aan 'n hakkie, 1 plus I nominaal boop M tot die mag M. En dan gaan vul jy dit nou weer net in. Ek het my 1, my I effektief is wat ek wil uitwerk. Gee vir my 1 plus I nominaal, het hulle vir my gegee as 8,5. Ek gaan hom so lank hierso sit as 8,5 in my 100, en dit is kwartaalliks saamgestel, sit tot die mag 4, en dan het ek 'n 4 daarbo, daai twee moet dieselfde wees. Jy kan hierdie gaan skryf as 'n 0,085, ons kom by dieselfde uit. En nou moet ek dit net in my calculator gaan incheck. Dan kry ek 1 plus I effektief, gee vir my, wanneer jy hierdie net so in jou calculator gaan incheck, dan kry ek 1,0877. En dan ontvat ek hom oor, dan gaan sê ek minus 1, so my I effektief is 0,0877, en onthou vir persentasie gaan maal altyd dan met 100, en skryf persent by, sodat ek my koers kan kry. My effektief, my rentekoers is 8,77%. Alright, en dis hoe ons hierdie netjie gaan doen. Volgende, okay, so kom ons kyk. Susan het 'n aanvanklike deposito gemaak van R28,000 in 'n beleggingsrekening. 3 jaar later het sy nog 'n deposito van R12,000 gemaak. Sy het R6,500 uit die rekening onttrek, 5 jaar nadat die aanvanklike deposito gemaak is. Die rentekoers vir die eerste 4 jaar was 12% per jaar, maandeliks saamgestel. Okay, so vir die eerste 4 jaar was dit lekker. So as jy wil, kan jy vir jou 'n tydlyn gaan teken. Om te gaan sê, okay, kom ons kyk wat het gebeur. Ek het my deposito gemaak hierso van R28,000. Okay, toe sê ek, right, 3 jaar later, so vir hierdie eerste gedeeltetjie, so 3 jaar later, het ek nog 'n deposito, so dan sê ek plus 12,000. Okay, so hierdie was 3 jaar later. Ek hou daarvan om my jare aan die bokant te sit, dat ek kan sien wat ek doen, en dan my persentasies aan die onderkant, dat 'n mens nie die mekaar raak met al die verskillende goed wat 'n mens sien nie. Okay, so kom ons kyk gou. Nou sê hulle vir my, okay, sy het R6,500 uit die rekening onttrek, 5 jaar nadat die aanvanklike deposito gemaak is. So met ander woorde, na 2 jaar, want dis mos nou 5 jaar na my original deposito gemaak is, sê ek sy het R6,500 onttrek. Okay? En dan sê hulle vir my, die rentekoers vir die eerste 4 jaar, soos ek sê, dis hoekom ek hou daarvan om hulle apart, om my jare aan die bokant en my persentasies aan die onderkant te sit. So as ek gaan kyk na my persentasies, so vir die eerste 4 jaar, het ek gewerk met 12% per jaar maandeliks saamgestel.
En daarna sê ek vir jou, okay, daarna die rentekoers verander na 12.9%. So ek weet as hierdie 5 jaar is, so tot en met daar's 5 jaar, en dan van hier af, sover wat ek weet op hierdie stadium, is 12.9% per jaar, halfjaarliks. So halfjaarliks. Okay, so dit is pretty much hoe ek my tydlyntjie sal teken. Right, nou gaan kyk ek. Hulle sê vir my, bereken hoeveel Susan in hierdie beleggingsrekening gehad het 2 jaar nadat die aanvanklike deposito gemaak is. So dis hoekom ek hou van my tydlyn, dan kan ek net gou gaan kyk, right, 2 jaar, boom, 2 jaar is omtrent daar, so ek weet, ek gebruik nou nog daai bedrag. So, dan gebruik ek my formule, om te sê vir my, A is gelyk aan P, hakie 1 plus I, tot die mag n, want dit is my saamgestelde formule. Ons sê sy het R28.000 belê. 1 plus my I, weet ek nou, is nog die 12% per jaar, so 12 op 100, maar met, hulle het gesê dit is maandeliks saamgestel, so tot die mag, dit is die 12, en dan so my 12 chill daar uit vir 2 jaar, en dit is my formule. En dit gaan gooi in jou calculator in, dan kry ek 'n pragtige 35.552,57 sent. Daar's my bedrag na 2 jaar. Alright. Nou vra hulle vir my, okay, hoeveel sal die belegging werd wees 8 jaar nadat die aanvanklike deposito gemaak is? Okay, soos ek sê, daar's 'n paar maniere om hierdie te doen. Ek het nou hierdie bedrag, weet ek daarom nou klaar, na 2 jaar, sit ek met 35.552,57. Okay, so kom ons chat gou. Die een manier is definitief my preference, om het stap vir stap te gaan doen, en dan breek jy dit op. Dit sê vir my, okay, hoeveel sal die belegging wees 8 jaar? So ek worry tot, soos hier soos bo somewhere, daar, soos iets wat ek oor worry. Okay, so dit sê vir my, hoeveel, ek gaan kyk eerste, okay. Die eerste gedeeltetjie wat ek sal gaan doen, is om te gaan sê, okay, ons werk, soos ek sê, ons werk om helemaal stap vir stap uit. Is om te sê, my R28.000, na 2 jaar, is dis wat my bedrag was, maar ek hoef eintlik nie eers hierdie 35.000 te gebruik nie. Ek kan letterlik het my storie volg, om te sê, hierdie 28.000, so eerste is dit saamgesteld. A is gelyk aan P, in hakies 1 plus I, tot die mag n. Ek weet hier is die langer metode, maar in my opinie is dit definitief die maklikste metode om dit stap vir stap te doen. So ek sê my 28.000, wat hy gaan doen is, ek sê 1 plus, so ons kan sien my 28.000 het vir 3 jaar geloop, teen 12% per jaar maandeliks saamgestel. So plus 12%, so 12 op 100, maal met 3, so 12 op 100, so dit gee vir my, want dit is maandeliks saamgestel, so maandeliks, en dit was vir 4 jaar gewees. Okay, so dit is 'n manier om dit te doen. Ek gaan nie nou die 4 jaar gebruik nie. Okay, nee. Okay, so kom ons kyk gou hierso. So nou sê dit vir my, soos ek sê, die metode wat ek nou gaan volg, gaan definitief, okay, so nou sê hulle vir my, hoeveel sal die belegging werd wees 8 jaar nadat die aanvanklike deposito gemaak is? So, die metode wat ek eers gaan volg, is definitief die langer pad. Persoonlik dink ek dis jou veiliger metode, solank as wat jy net nie 'n afrondingsfout maak nie, dan vat jy hom letterlik stap vir stap, maar daar's baie maniere om hierdie eintlik te doen. So wat ek gaan doen is om te sê, okay, eers gaan kyk ek na my tydlyn. So ek wil eintlik net weet hier teen 8 jaar wat gebeur daarso. So ek gaan volg. Ek het R28.000
tot en met vir 3 jaar. So kom ons kyk. So ek kan dit gaan werk. So om te sê, ek gebruik my saamgestelde formule, 1 plus I tot die mag n, dis my saamgestel. So my R28,000 chill daaruit, dis my oorspronklike belegging, 1 plus, en vir die eerste 3 jaar, het dit teen 12% per jaar, so dit is 12 op 100, of jy kan hom gaan sit as 0,12, boop, hulle sê vir my dit is maandeliks saamgestel, met ander woorde dit is 12, en dan gaan sê ek 12, en ek werk nou eers net met die 3 jaar. Ok, so dan breek ek hom letterlik stap vir stap op. Dan gaan gooi ek daai in my calculator in. As ek dit incheck, dan kry ek gaan maar al 3 desimale neerskryf, dan weet ek is veilig, maar ek gaan heeltyd met hom werk op my calculator. Ok, so nou wat gebeur, is wel ek sê vir die eerste 4 jaar was dit 12%, maar na 3 jaar het hy mos nou 'n ekstra belegging gemaak. So nou vat ek hierdie bedrag, en dan sê ek, ok, nou plus ek R12,000 by, so dan sê ek op my calculator letterlik net plus 12,000, en dit gee vir my 24,000. Ok, nou wat ek gaan doen is, en as ek hier in my calculator gaan incheck, dan kry ek hierdie bedrag. Right, ek gaan maar al my desimale neerskryf, maar jy weet jy werk in elk geval net op jou calculator met jou ANS. Ok, nou gaan kyk ek, hulle sê nou vir my wel, uit vir 4 jaar was dit my rentekoers gewees, maar na 3 jaar kan ek sien het ek R12,000 bygetel. So dan gaan sê ek net plus R12,000, so ek gaan check in my calculator, dit net so in, plus 12,000, so dit is wat ek het op hierdie stadium, R52,061, en ek skryf al my desimale net so neer. Ok, nou wat ek gaan doen is, nou gaan kyk ek, ok, want dit is nou net nog na 3 jaar, so die hele bedrag het nou nog 'n jaar geloop, teen 12%, want dit was 'n volle 4 jaar wat dit 12% was. So ek weet dit is 'n bietjie 'n langer pad, maar nou gaan werk ek hom weer uit. So ek gaan skryf in my formule neer, 1 plus I tot die mag n, so nou het hierdie 52,000, ek gaan hom sommer net as 2 desimale skryf, maar ek hou my ANS in my calculator, was nog steeds teen 12% per jaar, maandeliks saamgestel, vir 1 jaar, so dis waar daai enetjie kom. So dan gaan check ek hierdie in my calculator in, en dan kry ek hom as 58,664,23. Ek gaan maar alles so neerskryf. Ok, nou wat ek gaan doen, nou gaan kyk ek hier. Dit is nou na 4 jaar, nou het ek daai gedeelte. So, nou, hulle sê vir my, wat hier gebeur het, 2 jaar, jy kan sien, sy het 6,500 uit die rekening onttrek, 5 jaar nadat die aanvanklike deposito gemaak is. So vir 2 jaar, loop hy actually nou nog teen hierdie 12,9% per jaar, en dis halfjaarliks saamgestel. So dis wat nou daar gebeur. So dit wat ons gaan doen, nou het ek nou al hierdie jaar in ag geneem. So hierdie 2 jaar, is nou nie meer vir 2 jaar nie, daar is nou net 1 jaar oor, voordat ek my 6,500 onttrek. So, selfde formule, soos ek sê, nou vir julle 'n makliker manier wys om hierdie te doen, baie vinniger. Dis om te sê, hierdie bedrag het gaan rente loop, 1 plus my I, so onthou nou werk ons met die 12,9% per jaar, halfjaarliks saamgestel. So 0,129, halfjaarliks saamgestel,
en dit was net vir 1 jaar gewees. Okay, so hier is belangrik dat julle daai sien. So dis vir 1 jaar, maar daar moet 'n 2 wees, oordat daar 'n 2, so tegnies staan daar 2 maal met 1. Okay, so ek gaan hierdie net so my calculator ingooi, en dan kry ek 'n bedrag van 66.475 en klein geld. Okay, nou sê dit vir my, right, ek het hom nou gevat tot hier. Nou minus ek 6.500, want dit is wat ek nou het, ek het nou gaan onttrek. So ek tik letterlik net in minus 6.500, so die bedrag wat ek nou mee gaan werk, is hierdie enetjie. Okay, so hierdie bedrag is nou die een, wat my nou vat tot en met daar. Tot en met my 8 jaar. So dit gaan nou vir nog 3 jaar gebeur. Ons het nou al 5 jaar in berekening gebring. So nou werk hy vir 3 jaar. So weer eens net eers jou formule. En nou gaan werk ek met hierdie 59975,97. Dis 1 plus ons werk nou nog met my halfjaarlikse formule. En dan is dit vir 3 jaar. En dit gaan gooi ek in my calculator in. En dan kry ek my bedrag as my eindbedrag 78.267,25 sent. So dit is wat my belegging werd is. Okay. So wat ek nou gaan doen is om vir julle te wys hoe mense baie vinniger kan doen, maar as jy bang as jy raak te mekaar, hou by my stappe. Okay. So kom ons kyk gou weer na hom op 'n bietjie 'n ander metode. Hulle sê hier vir my selfde sommetjie, ek het net weer ons getalle lyn of my lyntjie mooier gaan teken, my tydlyn. Okay. Dit sê vir my wat jy kan gaan doen, is om te gaan sê, en hier is jou hakies net verskriklik belangrik. Jy kan hierdie alles net so half in een sommetjie doen. Dis om te sê, okay, so kyk gou wat gebeur, is om te sê my 28.000, daar's my 28.000, is gedeponeer, en ek sit hom as 1 plus my eerste gedeelte was mos nou teen 12% per jaar, en dit was maandeliks saamgestel, en ons weet dit was vir 3 jaar is dit wat daar gebeur het. Okay, so dan wat jy gaan doen is nou, elke keer as jy iets bysit, kom daar nog 'n groter hakkie by. Okay, so ek vat hierdie, ek check hierdie net so in my calculator in, en ek gaan sê dit plus 12.000, want dis mos nou wat hier gebeur. Okay, so daai plus 12.000, nou kan ek dit so lank, ek gaan 'n krulhakkie maak, ek kan dit so lank in my calculator gaan incheck. Okay, nou hierdie bedrag wat nou gaan gebeur, en soos ek sê, ek sal, om veilig te wees, sal ek hierdie actually net eers gaan uitwerk en dit in my calculator ingooi, sodat ek 'n bedrag het om met dit te werk. Okay, maar wat 'n mens kan doen, is om dan te gaan sê, okay, as jy maak net dood seker van jou hakkies, asseblief, dis baie belangrik dat jy jou hakkies reg het. So, hierdie gedeelte is dan nou eintlik die beginbedrag vir my volgende gedeelte. Okay? So ons het daai stukkie, my volgende gedeelte is mos nou hierdie 1 jaar, wat hierdie gedeelte nou nog gaan werk, so dis my beginbedrag, so dan gaan sit ek daai een in 'n hakkie, as 1 plus, en weer, dit is nog teen 12%, maandeliks saamgestel, so 0,12, en dit was net vir 1 jaar gewees. Okay, en daai is die beginbedrag, want, okay, so na dit, dis dit gaan die beginbedrag wees vir die volgende jaar, so dan is dit nog 'n hakkie vir 1 plus, en nou is dit 0,129%, halfjaarliks saamgestel vir 1 jaar, maar onthou dit is 'n 2. Nou wat gebeur na dit, gaan sê ek minus 6.500, want ek het dit onttrek, en dit is dan die beginbedrag, so hierdie hele gedeelte, soos ek sê, ek is nie 'n baie groot fan daarvan nie, so hierdie hele gedeeltetjie is dan die beginbedrag vir my volgende deel, wat sê 1 plus 0,129 boop my 2, en dit was, want is mos halfjaarliks vir 3 jaar. En dan kan jy dit in jou calculator gaan incheck. Maar soos ek sê, I'm not a big fan, ek hou daarvan om dit maar stap vir stap te doen, om die storie te lees. Okay, maar ons kom by dieselfde uit. Right, laaste enetjie. Nou sê hulle vir my hierso, okay, nommer 8,
Interessante sommetjie, not that bad, is hulle sê vir my, okay, Khoza deponeer 15.000 in 'n bankrekening vir 'n periode van 10 jaar. Hulle sê dan verder, die rentekoers vir die eerste 4 jaar is 6% per jaar, okay? En dan, dit is maandeliks saamgestel, en vir die volgende 6 jaar verander die koers na 10% per jaar, halfjaarliks saamgestel. Onthou wat ek gesê het, as hulle nie spesifiseer dat dit effektief is nie, dan neem jy aan die normale rentekoers is jou nominale rentekoers. Jy kan dit actually net soos aanneem. Okay, so kom ons gaan kyk. Hulle sê, herlei die nominale rentekoerse, kyk daai E, na effektiewe jaarlikse koerse. So jy gaan 2 sommetjies hier moet doen, by 8.1. Okay. En dit is wat ons begin, so kom ons kyk. Hulle sê, raai, die eerste enetjie, so ons herlei effektief en nominaal. So ek gaan skryf my formule, dit vir die eerste een sê vir my 1 plus I effektief is gelyk aan hakkies 1 plus I nominaal boop M tot die mag M. Okay. Nou wat ek gaan kyk is ek gaan sê 1 plus, ek weet nie wat's 1 I effektief nie, so ek kan hom nog net eers daar laat uitjul. My 1 plus my I nominaal, my nominaal so vir die eerste gedeelte, so vir die eerste 4 jaar is dit 6% per jaar maandeliks saamgestel. So my nominaal is 0, en maak asseblief seker dat jy nie vir my net gaan sê 0,6 nie, dis 0,06 maandeliks saamgestel, en hierdie is belangrik, dis net 'n M. Jy moenie vir my gaan sê, is dit vir die eerste 4 jaar, ek soek nie daai nie, hy bly net daarso, alright? Hierdie werk heeltyd net per jaar, okay. En al wat ek gaan doen is, ek gaan gooi hierdie in my calculator in, en ek vat my 1 oor, en onthou vir effektief gaan maal jy altyd met 100, laat jy 'n persentasie kan kry, dan kry jy om 6,1678%, en dis hoe ons hom doen. Volgende een is, verander die rentekoers, nou is dit 10% per jaar halfjaarliks saamgestel. So ek hou by myself te deel, om te sê, 1 plus I effektief, myselfde formule, is gelyk aan hakkies 1 plus I nominaal, bo op M tot die mag M. So ek sê 1 plus my I effektief is wat ek wil bereken, 1 plus my nominaal, sê hulle nou vir my, dis 10%, so jy kan omskryf, sê nou maar 10 op 100, halfjaarliks saamgestel, en dan sit tot die mag 2. Right, al is dit vir 10 jaar, ek soek nie 'n maal 10 daar nie, dit is net daai gedeeltetjie wat herhaal. En dan kan ek hier in my calculator gaan incheck, ek vat my 1 oor, hy minus, en onthou altyd vir rentekoers maal met 100, dan kry jy dit as 10,25%. Right, en daar is my eerste gedeeltetjie, dis 4 punte daai. Nou, nommer 2, vra hulle vir my, bereken vervolgens, deur die effektiewe rentekoerse te gebruik, is belangrik, die toekomstige waarde van die spaargeld aan die einde van die 10 jaar periode. Okay, so ek het my effektiewe rentekoerse, so die eerste gedeeltetjie het ons gekry as, vir die eerste 4 jaar, so kom ons gaan teken my tydlyn, né? Ek deponeer R15.000. Nou sê ek, so dis die eerste 4 jaar, soos ek gesê het, ek hou daarvan om my jare aan die bokant te sit. So vir die eerste 4 jaar was dit in die onderkant hierso, hulle sê spesifiek ek moet effektiewe rentekoerse gebruik, so dan weet ek vir die eerste 4 jaar was dit teen 6% nominaal, met ander woorde, dit was dan teen my 6,1678% effektiewe rentekoers. En nou sê hulle vir my, okay, so vir die volgende gedeelte, nou gaan verander dit na vir die volgende 6 jaar, gaan verander dit na 10,25% effektiewe rentekoers. Okay, so kom ons gaan kyk gou. Hulle sê nou vir my, so ek moet eintlik net sê, aan die einde van my 10 jaar periode. So dis baie maklik, weer eens jy kan dit op 2 verskillende maniere doen, in hierdie geval gaan ek hom saam doen. As die storie eenvoudig is, ja sure, go for it, sommer net in een gedeelte. So ek sê, ek gaan my 15.000 deponeer, hulle sê dan vir my, dit is 1 plus, en hulle sê spesifiek, ek moet my nominale rentekoers nie gebruik nie, ek moet my effektiewe rentekoers gebruik, so ek gebruik die 6,1678 op 100, en hulle sê ons vir my, dit is vir 4 jaar, en hier is belangrik, jy gaan nie nou weer sê,
My effektiewe rentekoers, dis my effektiewe rentekoers. Ek het mos gesê dit is per jaar. So jy gaan hom nie nou, al is my oorspronklike een maandeliks saamgestel, jy gaan hierdie nie nou weer gaan deel deur 12 nie. Dis net my normale rentekoers. Ek weet wel dit is vir 4 jaar. En dit gaan die beginbedrag wees vir die volgende deel wat vir my sê 1 plus ons weer is 10,25%, so 1 plus 10,25 op 100 en ons weet dit gaan wees vir 6 jaar. So jy kan hierdie net so in jou calculator gaan incheck en dan gaan kry ek my bedrag van 34.224,26. As jy dit nie so wil doen nie, ek is dood happy daarmee om te sê jy gaan gooi hierdie gedeeltetjie in jou calculator in en dan kry jy die bedrag. Dan kry ek hierdie bedrag van 19.057,35 en dit is dan my beginbedrag vir die volgende 6 jaar, wat dan 1 plus 10,25 op 100 tot die mag 6 is. So dan kan jy hier in jou calculator gaan gooi en dan kry ons weer dieselfde bedrag as wat ons nou het. En ons kry dit dan weer as my 34.224,26 en dis hoe ons dit kry. Right, weer 'n lekker 4 punte. Okay, nou die laaste enetjie is bietjie interessante een. So dit is hoekom ek hom laaste in die pakkie sit. Dis ook nie baie laat hulle hom vir jou so vra nie. So my storielyn maak nou bietjie moeiliker. Hulle sê vir my, die rentekoers vir die eerste 4 jaar bly 6% per jaar maandeliks saamgestel. So ek gaan nou weer terug na my normale nominale rentekoers. En hulle sê vir my vir die volgende 2 jaar is die rentekoers x% per jaar kwartaalliks saamgestel. Vir die laaste 4 jaar is die rentekoers x% per jaar halfjaarliks saamgestel. Okay? As Khoza aan die einde van die 10 jaar periode soveel ontvang, bepaal die rentekoers vir die laaste 6 jaar, dit wil sê die waarde van x. Okay. In hierdie geval sal dit makliker wees om dit as een sommetjie te doen. So, ek weet ons werk met my saamgestelde rente, so ek gaan skryf my formule neer. A is gelyk aan P in hakkies 1 plus I tot die mag N. So eintlik al wat gebeur is my P verander, ek het my P en hy, wat ook al my eindbedrag is, word die volgende een se beginbedrag. Dis maar eintlik al wat hier gebeur. So kyk of jy homself kan doen, pos die video, probeer homself. So ek gaan sê, okay, wat hierso gebeur? Ek het aan die einde, weet ek, sê hulle vir my, het ek 48.000, so ek gaan hierdie so lang 48.000, so ek het my 48897,03 is wat sy ontvang het. So hoe sy dit gekry het, sy het R15.000 gaan deponeer, ons weet dit, en hulle sê vir my vir die eerste 4 jaar, was dit 6% per jaar, so 0,06, maandeliks saamgestel, en ons weet dan sit my 12 en dit was maal met 4 want dit is vir die eerste 4 jaar. So ek gaan hierdie stukkie so lank gaan skryf as 48 net om dit bietjie mooier te maak. Okay. Nou wat gebeur, jy kan hierdie gedeelte in jou calculator gaan intik en dan is dit die beginbedrag vir die volgende een, maar ek gaan hierdie somme alles saam doen om te sê, okay, wat nou gebeur, hierdie bedrag wat ook al daai is, gaan nou verder. Hulle sê vir my dit gaan nou vir die volgende 2 jaar x% per jaar. So ek gaan hom sê x% per jaar, kwartaalliks saamgestel, so ek gaan sit hom op 'n 4, en ons weet dit was dan aan my 4, hulle sê vir my dit is 2 jaar, en dan gaan ek nou maar net sê 4 maal 2 is 8. Okay, nou wat dit vir my sê, okay, vir die laaste 4 jaar is die rentekoers x% per jaar halfjaarliks saamgestel, so ek gaan hom weer so sit. X% per jaar, halfjaarliks saamgestel, daarom is dit 'n 2, en hulle sê vir die volgende 4 jaar. So dit gaan weer wees maal met 4, so dan weet ek, daai gedeeltetjie gaan dan weer 'n 8 wees. En dit is my vergelyking, right. Hierdie gedeeltetjie gaan ek nou net so oplos. So die begin, hoe ek met hom sal begin, is om te gaan sê, kom ek gaan deel eers met my 15.000. Dis altyd die veiligste manier om hierdie te doen. En dan sien ek, ek kan hierdie stukkie ook actually op my calculator gaan intik. So ek sal gaan sê 15.000, ek gaan hierdie eerste gedeeltetjie eers uitwerk. 15.000 en dan in hakkies 1 plus 0,06 op 12, dit tot die mag 48. Dat hierdie stukkie gee vir my 19.057,34.
ek hou al my desimale op my calculator. Dan gaan sê ek my 48.000 daai bedrag gedeel deur daai bedrag. So 48897.03 gedeel deur dit, dan kry ek 'n 2,56578 en 'n klomp desimale en dan kan ek hierdie gedeeltetjie net so gaan neerskryf. Dit gee vir my x op 4, dit alles tot die mag 8 en ek het 'n 1 plus x op 2 en dit alles tot die mag 8. Okay. So nou wat hulle hierso jy moet so 'n bietjie eksponentwette doen. Hier is definitief een van die moeiliker somme. Ek kan sien albei is tot die mag 8. So julle weet as hulle almal tot die mag 8 is, kan ek hulle mos onder dieselfde hakkie gaan sit. So ek kan hulle alles gaan sit onder een massiewe hakkie om te sê hierdie een hakkie sê 1 plus x op 4. Die ander hakkie sê 1 plus x op 2 en dit alles tot die mag 8. Want as jy hom nou jou eksponentwette toepas, dan weet jy mos nou daai een is tot die mag 8 en daai een is tot die mag 8 en dis presies wat daar staan. Okay. So wat ek nou hier sal doen is ek sal hom, jy kan hom of in 'n 8de mag wortel gaan sit of ek hou daarvan om met my resiprook te gaan mul om te gaan sê okay, tot die mag 1 op 8. So ek sal hierdie hele stukkie gaan sit tot die mag 1 op 8. Daar is 'n klomp maniere om hierdie algebra op te los. So ek sal net dit gaan sê tot die mag 1 op 8, dan het ek ten minste van my groot 8 ontslaag geraak. Dan sit ek aan hierdie kant met 'n 1,125 met 'n klomp nulle. En aan hierdie kant het ek 'n hakkie 1 plus x op 4 en 'n 1 plus x op 2. Okay. Al wat ek nou gaan doen is ek sal teen in my hakkies eers gaan uitmaal. My 1,125 chill net daar uit. Om hakkies te gaan uitmaal, ek sê 1 maal 1 is 1, 1 maal met x op 2 gee vir my 'n x op 2. Ek gaan maal daai uit plus x op 4 plus x kwadraat op 8. As jy vergeet het om breuke uit te maal, gaan kyk weer die video van breuke en vereenvoudiging. Okay. Nou wat ek kan doen is ek kan sien right, jy kan nou of so lank appels en appels bymekaar tel. Ek gaan sommer dadelik maal met my KGV want ek hou nie daarvan om met 'n breek te werk nie. So ek gaan sê 1,125, so oral maal ek nou met my KGV wat 'n 8 is. Dan kry ek hom as 'n 9, met 'n klomp nulle. So hy werk eintlik baie mooi uit. 1 maal met 8 is 8, hierdie enetjie moet ek maal met 'n 4, so hy word 'n 4x, hy moet word 'n 2x plus x kwadraat. En dan het ek 'n baie mooi kwadratiese vergelyking om te sê x kwadraat plus 6x, dan my appels en pere bymekaar en dan sê ek 8 minus 9, want ek vat hom ons nou oor, dan kry ek 'n minus 1. Right. Nou is dit eintlik 'n terrible kwadratiese vergelyking wat jy in jou formule gaan invul, of jy check hom in jou calculator en skryf dit asseblief vir my dit hoe jy dit gaan skryf. So jy gaan skryf om dan te sê, jy sê mos nou min, my waarde vir B is 6, plus of minus wortel, my waarde vir B weet ek is 6 kwadraat, minus 4, my waarde vir A is 1, my waarde vir C is minus 1, en dit alles boop 2 en daar. En dan gaan ek twee waardes skryf vir x. Ek kry my x as 0,1623 of my x is negatief 6,1623. X, as jy gaan kyk, x is mos my persentasie. So ek kan nie gaan sê ek het 'n negatiewe persentasie nie, so hy kan nie daai een wees nie. En dan vir 'n persentasie, altyd gaan maal met 100 en dan kry ek my x as 16,23%. Alright, so ek het vir julle as prins twee verskillende maniere hierso tussen die voorbeelde gewys. Die enetjie is om te sê, dis baie keer makliker om dit langs mekaar te doen. Maar wanneer jy met plusse en minusse gaan werk, soos by my vorige een nommer 7, ek sal nie gaan vir daai enetjie nie. Mense hakies is baie confusing. Daar sal ek dit stap vir stap gaan doen. Alright, en dis die gedeelte. Ek hoop dit maak vir julle sin.